Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. Die tyd het amptelik aangebreek en ons is hier by Moereboer 2 en ons kyk nou na die eerste 4 gevegte op die voorlopige kaart. Die nerves is definitief op, maar ek dink om nou uiteindelik by die dag te wees is my baie lekker. Hierdie week se opbou was vir my erger as om nou op die dag te wees. Die buite is 'n lekker stage op music. Ja, nou begin ek uitsien. Ek is nou reg vir die ding. Ek hoop hy's reg. Dis bietjie op die senuwees, bietjie op die tone. Dis vandag die groot dag, koesdag. Ons is gewoon ons medicals gaan dit nou doen en ons word geweeg. Papierwerke invul. So ja, nee, baie opgewonde. Reg vir die dag. Lekker, ons hard geoefen om alles gedoen te kry om reg te kom vir dit. Hierdie week het ons 'n bietjie net gameplan gedoen, weer alles gevan, so 'n paar tricks op die mou. Voel goed. Senuwees is bietjie daar, maar dis normaal, maar moes opgewonde. Ek is reg vir dit hard gewerk en nee, dink die opgewondenheid is goed. Wil dit verbykry en dit geniet. Nee, opgewonde. Dis nou tyd. Jene is lank se werk en dit alles kom op tot een dag, so ja, nee, nou is nou tyd. Baie opgewonde en bly ons kan die harde werk is nou verby, die lekker deel lê nou voor. Ek sien baie uit na die kruit. Dat was 'n lang 6 maande eintlik, maar eintlik het dit vinnig gegaan. Ek het baie geleer, maar daar by ons is ons nou nie gyms en sulke goed en nie, so dis nou maar van wat ek sien op goed online, YouTube en Facebook en al daai dinge. En dan hier en daar 'n sparring sessie, maar ons het die beste gemaak met wat ons het. Dit voel soos genoeg, maar nou wat ek hier sit, kan ek maar nog so 'n maandjie gaan. Maar dis nou maar wat dit is. Ons almal dieselfde voorbereiding gehad. So maar kyk wat gebeur nou dan. Voel vir my 6 maande is seker nie lank genoeg om al die tegnieke goed te leer nie, maar ons boerehart, ons het dit, so ons moet maar net dit wat ons het, dit is gebruik tot die beste wat ons het en ons fiksheid is dan daar, my fiksheid is daar, hopelik. Mens kan nooit te fiks wees nie, maar ek voel ek is reg. Nee, ek voel soos 'n ander mens. Nee, dit my goed gedoen. Ja, en my lyf het reageer met die oefenery. So dit is wat ek wou gehad het en ja, en ek het hard gewerk en ja, nee, hopelik kan ek vanaand wys wat ek ingesit het vir die afgelope paar maande. Die laaste 6 maande was lekker. Kyk, die hele proses het jy baie goed geleer van jouself en oefening en lekker gewig verloor en fiksheid en jou kop. Ons is bly dis nou hier. Dit was 'n taai 6 maande. So. Yes, ek weet nie of genoeg tyd is nie. Daar seker goeie wat mens in 6 maande lekker leer. Ek dink jy kan lekker fiks word in 6 maande. Dis amper hoe meer jy van hierdie sport leer, amper minder voel dit jy weet. Ek dink om regtig goed te word is jare en jare en jare se konstante oefening. So dit gee baie respek vir die sport wat ultimately eintlik maar is hoe ek kom ons ingeskryf het om meer lief te word vir die sport en dis definitief nou daar ja. Hier het jy nou 'n mikpunt gehad om voor te werk en jy het deurgedruk en dit het jou lewe net verbeter. Selfs in jou werk is jy meer fliks en jy doen meer goeders en dis alles te danke omdat jou liggaam net beter is. So die Moereboer het my lewe regtig heeltemal verander en dit baie beter gemaak in die opsig dat jy net baie meer gekommit is aan alles wat jy doen. Ek het nou met die ouens 'n gesprek gehad. Almal is excited, almal is reg. Ek is opgewonde vir die aand. Ek dink dit gaan 'n amazing aand wees. Die oefening is een ding. Wat op die aand gaan gebeur, iets heeltemal anders. So ek sien dit as 'n heeltemal aparte ervaring. Ek het nou met die ouens gepraat oor wat ek graag wil hê vir die aand en ons gaan dit nou bestuur geveg vir geveg. Ons het 14 gevegte waarvan ek graag almal wil wen. Ek wil graag hê elke liewe ou moet sy geveg kan wen. Dit is nou fokus, opwarm en dan se koestyd. Ja, ons was al 6 maande vir vanaand, so ja, sien uit hè. Manne lyk goed, almal lyk reg. Ons sien maar hoe werk die senuwees vanaand daar in die kruit. Ja, ek dink ons vat 'n paar van die fights huis toe vanaand. Bly in die moment, moenie probeer goed doen wat jy nooit gedoen het nie. Moenie iets nou probeer en iets leer nie. Gaan doen wat jy doen en doen dit goed.
senuwees my maat. Nee, jy voel hom nou. Jy voel of jy brandewyn maak jy het en jy weet jy 3 maande laas brandewyn gedrink. So die stress is hier. Ons so op in die vloer, so jy kan ook nog nie eens vir ou vrou was dit. Ek is bevoorreg om die vloer te open, so ja, ons gaan hom vat. Bly maar rustig bly. En dan ja, dis flipping exciting. Ek het hard gewerk in die oefening wat ek kon doen. Op hierdie oomblik kan ek nie veel meer doen. Ek het vir myself gesê ek het die werk ingesit. So maar die tyd is nou dat dit net moet gebeur. Van reg oor die land en soos al weet, daar is niks in my storie. Absoluut niks. Moereboer 2025 is uiteindelik hierso na maande se wag en maande se oefening is ons ready to go. Toe ons gesê het Moereboer is groter as ooit, het ons nie gejok nie. 28 boere gaan nou appels gooi en hier is ons het telling verloor. Ons het telling verloor. Dis koestyd. Dames en here, ons geveg nommer 1 is 3 rondes van 3 minute in die ligswaargewig divisie. Ons eerste vegter, hy veg aan die blou span. Hy stoei elke dag met Kalahari Rooibokke vanaf die plaas Buffelsprite stoetery op Bella Bella. Hy staan 183 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Ian Angora Jansen van Vieren. En sy opponent in die ruispan. Hy veg met Lucerne elke dag daar in Lamberg Boerdery Brits. Hy staan 178 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Marinus Sierpens Gous. Hierdie geveg is met trots geborg deur TFM. Dat sy dames en here, ons is uiteindelik op pad vir seisoen 2 van Moereboer. Hierdie manne gaan nou vir julle oorlog toe gaan. Hok is gesluit, Ferdi Basson is reg om die manne aan die gang te sit. Kom ons sien wat ons eerste veg vir ons kan bring. Ontmoet in die middel. Goeie reguit houe deur Marinus Gous om mee te begin. Baie mooi gedoen. Ek hou baie van hoe Marinus so reguit staan, maar goeie blits deur Ian. Ian kom bietjie deur met die skoppe, daai in 'n land op die shin. Maar jy kan sien wat hy daar probeer doen. Weer 'n beenskop. Hierdie kan dividende vir hom betaal as hierdie geveg bietjie langer sal aanhou. Maar Marinus swaar hande van hom af en hy slaan vir my baie met baie goeie tegniek. Marinus groot houe, kom baie aggressief uit en hy vat vir Ian Jansen van Vieren grond toe. Inside control in. Goeie posisie hierdie vir hom in te wees. Marinus het Ian se arm daarso vasgemaak. Dis 'n lelike posisie, maar Ian kom tog op. Hoe het hy dit gedoen? En Marinus in full mount in. Baie dominante posisie. Hier is nie goed vir Ian nie.
Groot hou wat daar inkom van Marianus se kant af. Jan gee sy rug op. Marinus lyk asof hy hierso wil gaan vir 'n choke, miskien. Hy het sy hoeks in. Groot hou daai. Hy moet versigtig wees dat hy nie slaan teen die agterkant van Jan se kop nie. Daar's hy. Hy's om die nek, maar hy los sy hoeks. Nee. Weet nie of hierdie ene gaan uitwerk vir hom nie. Ek twyfel. Trek vir Jan terug grond toe en hy kyk of hy uit een hoek in. Nog steeds besig met Jan se nek probeer wurg. Hy moet as hy sy ander hoeke inkry. En is verby. Dames en here, is verby. Eerste veg van die aand. Marinus Gous dominant regdeur. Baie goed gedoen, Marinus. Jan Jansen van Vieren net nie genoeg om Marinus te oorkom nie. Dames en here, jou wenner van die rooi span in ronde 1 met 2 minute 29 met 'n rear naked choke. Marinus Suurpens. Gous. Marinus, jy het baie mooi begin en jy is eintlik bietjie versigtig. Ek het gesien jy het 'n paar mooi leg kicks gegee daarso, maar dit is bietjie anders as die mense skree in 'n adrenalinpomp. Ja, nee, definitief is dit anderste. Maar ja, Brits 4-0. Marinus! Lekker, nie soos ek beplan het nie. Ek het gedog die bloed gaan meer loop, beide kante toe, maar awesome. Ek voel goed. Ons het ons eerste wen weer in die rooi span. Marinus het hom nou leer getrek, so ja, ons gees is hier hoog op die oomblik. En ja, ek fokus want ek is na Chris Delport, dan so ek is die derde geveg. So ek fokus nou hierso op opwarm en dan se ek reg vir my veg. Goed, lekker. Voel goed. Ek sien uit vir die fight. Tweede in. Op hierdie stadium voel dit soos 'n groot rugby game. So as ons sien is so buite kom hier sien al die mense en nie goed, maar ek voel regtig goed, soos baie hard geoefen. Is lekker voorberei vir hierdie ding. So letterlik ek moet net gaan wys wat ek geleer het en dis dit. So ek sien uit om dit te doen. Nee, lekker. Ek het al 'n buffel geskiet, maar jy weet, adrenaline is meer. Nee, dis iets anderste. Man, dit gaan maar op en af. Dit was gistermiddag lekker kalm vanoggend op en nou is dit weer rustiger, so dit gaan maar so op en af. Ons tweede geveg is 3 rondes en 3 minute in die middelgewig divisie. Ons eerste vegter binne in die blou span. Hy stoei met Millie Sorgem en Katoen vanaf die plaas Wildbeespan in Rutan. Hy staan 183 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Louis Skalpvis, die beer. En sy opponent in die rooi span. Hy stoei met suikerriet, kool en macadamias vanaf die plaas Baobab Pongola. Hy staan 179 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Chris Krikkeluis Delport.
Hierdie geveg is met trots geborg deur Amanda MP. Tyd vir ons tweede geveg. Niks maak nou saak nie, behalwe die ander ou voor jou. Louis de Beer, goeie skop om mee te begin, maar Chris, swaar hande. Hy lyk vir my verskriklik vars. Hy lyk vir my snappy, hy lyk vir my vinnig. Goeie skop na die middel toe van Chris Delport. Louis bietjie terug, maar kom tog deur, maar 'n groot linkerhand. Chris druk hom teen die hok vas, maar jene, wat 'n skoot Louis de Beer. Chris moet hier so hoeks kry, hy kan hom nie net druk teen die hok vas nie, sit sy kop op nie 'n goeie posisie nie. Van hier af, al wat hy doen is hy druk hom net in die hok vas, maar daar's niks regtig wat hy kan doen met hierdie posisie nie, totdat hy sy onderhoeks inkry nie. Sy onderhoeks inkry, sy hande bymekaar sit, en dan kan hy bietjie werk, en Louis bietjie miskien grond toe trek. Louis, goeie necktie daar, bietjie 'n Muay Thai, kom deur met die houe, hy reverse posisie. Wat was daar fout? Ek het nie nou nie heeltemal mooi gesien nie. Skeieregter, net gou 'n paar woorde daar met Chris Delport voordat ons aangaan. Ook 'n paar woorde daar met Louis. Ek is nie steeds heeltemal seker wat daar gebeur het nie, maar die manne is terug aan mekaar. Ons ontmoet in die middel. Chris, goeie skop by die middel op. Maar Louis kom. Louis gooi met lelike intensies. Man gaan nie terugstaan nie. 1, 2, 3. Louis was besig om vir Chris terug te stoot. Maar die man is waar. Hulle gooi milies. Weer teen die hok vas. Louis, daar's hy. Louis kry een onderhoek, een overhoek. En hy reverse posisie doen Chris. Okay, nou moet Chris onder hom inkom om hierdie takedown klaar te maak. Hierdie is nie 'n goeie posisie vir hom nie. En hulle breek. Skop hom in die lewer. Jy kan sien daai het vir Louis bietjie aangetast. Harde houe wat hier gefooi word. Jy sien die manne begin bietjie hard asemhaal al. Louis se hoeks en hy's gewabbel. Chris is gewabbel. Chris is seer. Maar Louis gee hom die kans om weer bietjie sy asem terug te kry teen die hok. Skeieregter breek hulle. 1-2, maar Chris kom deur. Pragtig ontduik deur Chris. Hy lyk my Chris, kom. En ontmoet in die middel. Louis is verskriklik aggressief met sy hoeks. Sal wel sien hy moet bietjie reguit slaan. Goeie linkerhand deur Louis. Maar Chris laat hom nie op sy voete sit nie. Hy kom terug. Louis connect met die regterhand. Louis het hom seer hierso.
Louis het hierdie langer arms. Ek sal wil sien hoe hy bietjie meer reguit skote gooi. Daar's hy. Manne begin baie hard asemhaal hierso. Goeie beenskop. Louis lyk vir my soos bietjie die fixer fighter, maar Chris tog. Full mount, maar hy kies om dit nie te vat nie. Gaan liewer vir side control. Doen Louis. Lyk of hy weer probeer terugkom mount toe. Maar van mount af kan jy werk. Hierdie is nie 'n goeie posisie vir Louis nie. Maar hy moet hierdie posisie, hy moet iets daarmee doen. Daar's hy, vat full mount. Nou moet hy sy postuur opkry en hy moet begin hou en neergooi. 10 sekondes in die ronde oor. Chris doen 'n baie goeie werk daarvoor. Hy doen 'n baie goeie werk dat hy nie geslaan word daarin. En nog 'n ronde in die sak. Finale ronde, dames en here. Hier is waar mense hulle self maak. Hier is waar name gemaak word en hier is waar jy wys waarvan word jy? Wat het jy alles? Kom terug in die middel. Sjoe, groot skootie deur Chris. 2 groot hoeks deur Chris. Jannie, retireer so 'n bietjie maar terug op sy fiets is hy. Manne is besig om absoluut lemoene te gooi hier. Die manne blaas maar hard. Hulle los absoluut alles hier in die ring. Oh, Louis kry 'n guillotine hierso. Hy moet versigtig wees. Chris moet versigtig wees. Hy gaan hom nie van daar op kan klaarmaak nie. En Chris van die posisie. Lelike ground and pound. Oi. Chris sit nie vir 'n oomblik stil nie. Probeer om reverse. Man is terug na hulle voete toe. Dames en here, wat 'n gefight. Louis moet probeer hierso sy hoeks inkry. Hy moet onderhoeks kry, hy moet overhoeks kry. Hy kan nie net hierso staan voor hom nie. En hy gee die posisie op en Chris kraak hom met 'n links. Chris kraak hom met 'n regs. Maar hierdie manne, daar's bitter min oor in die tank. 1 minuut vir die res van julle lewe, manne. Daar's niks oor in hierdie tanks nie. Maar hierdie twee is absolute gladiators. Chris kom vorentoe. Chris kom steeds vorentoe en Louis. Dis vorentoe en agtertoe.
Louis vat die dominante posisie. Oh! Chris kraak met 'n regs. En hulle kom weer by mekaar. En op! Hier is geen meer die groter hond op hierdie stadium gaan die geveg wen. 10 sekondes. En Louis gooi nog steeds en Chris ook. Chris trappel met 'n regs. Dames en here, wat 'n geveg! Dames en here, hierdie hele die volle 3 rondes gegaan. Die judges skoor hierdie fight 30-27, 30-27, 29-28 vir die wenner van die blou span, Louis De Bien. Het jy in jou lewe gedink 3 rondes kan so lank raak? Nee, glad nie. So op jy hoef nie te veel te sê, die geniet hom, lekker aan verder, well done. Ja, was lekker geweest, dat was tof, ek het verwag van het wees. Ek het 'n toffe fight gesoek, ek ben dus mooi gestef vir boer. Ek het myself getoets tot waar ek nog nie was nie en vanaand was Louis die beter man geweest. Hy het regtig goed beklei, goeie shots gegooi. Maar ja, hy was dit beter vir hom. Goed, so die nerves onder beheer, lus vir die ding, hard gewerk hiervoor, nou gaan ons omvat. Allee, ons help mooi uit, ek dink ons weet wat ons moet doen. Die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die weltergewig divisie. Ons eerste vegter in die blou span. Hy rol met piesangs, mangoes en suiker van die plaas Loemivallei, Nkomazi. Hy staan 176 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Jannie, die verdagte Stander. En sy opponent in die rooi span. Hy rol met wild, skaap en hoenders vanaf die plaas Cheeky Chickens, Appington. Hy staan 182 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir John, TikTok profile, Zietsman. Hierdie geveg word geborg deur Goat. Jannie, in de op, hij gaat eruit. Man is vinnig uit die blokke uit. John Pierre sit vroeg baie skoppe in. Dit kan net nou vir hom groot dividende betaal. John is lekker aggressief daar, sien hy kom. Oh, nou is hy nou. Bietjie van 'n bulldog choke daar. Ja. O, hele team maar. Hy is diep. Hy is aan die verkeerde kant. Ja.
Dit behoort nie vir Jean-Pierre 'n issue te wees nie. En hy's uit, Jean-Pierre is uit in Full Mountain ook. Dis 'n baie sterk posisie. Oeh, daai knie. Julle het net daar aan die side mount, lyk wel hy 'n bietjie kielie. Dit miskien 'n bietjie meer as kielie. John Tiger. Groot regterhande daar. Staan net op. Daai knie en ek sien daar word gesigte getrek oor daai knie. Ja, Janie wat lekker en hy het nou daar leuk uithou. Janie wat daar, weet jy wat, is dit 'n pretzel of 'n ding? Kan miskien 'n triangle sien hierso? Ja, lekker van die triangle. Dit is aan die verkeerde kant van die triangle. Hy moet sy voet in sy eie in die spasie agter sy eie knie inkry as hy hierin wil klaarmaak, maar en hy pop uit. Wag, ja, knie. Ek kan net heeltyd werk. Ek is 'n groot fan van hierdie knie. Ek hou baie effektief. Ek weet terwyl jy daar staan en die ou lê, laat ek klim in. Jy sien nie sommer 'n amateur met my nie, hè? Baie man. Janie Stander, klink dit vir my groot bar fighter. Moet wees. Maar slim ene ook as hy knie gooi. Ja, ek dink is effektief terwyl hulle daar is. Jy moet werk. Janie sit sy voorarm op Jean-Pierre se keel daarso. Dis 'n klein goedjies wat dit baie ongemaklik maak om onder te wees. Hy sukkel om heeltemal sy side mount te kry. Ja, hy moet sy arm. Dit lyk amper asof Jean-Pierre altyd sy regterarm getrap het. Daar's nie veel wat hy kan doen nie. Ons maak nie elmboog goed nie. Ja. Is dit mag hulle glad nie elmboog hom. Glad nie elmboog nie. Hierdie is amateur reëls. So geen elmboog nie. Okay. En dan geen knie na die kop toe nie. Okay. Maar soos Janie vir ons nou gewys het, 'n knie na die rib toe is baie effektief. Ja. Veral as hulle so basies niks doen in daai posisie nie. Dis 'n moeilike situasie waar nou is, so werk so 'n bietjie. En daai knie in die rib, haal jou windjie uit, dan sukkel hulle ou, die tweede ronde raak lank. Ek het vroeër gesê, maar ek dink jy het gehoor, hier is ons ligste geveg van die aand op 77 kilos. Scary. Ek moet sê die manne is groot. Die kondisionering vanaf laas jaar tot nou is dit duidelik. Jy kan sien selfs van die taktiese goed wat die ouens vroeg doen. Nee, dis daar 'n vlak. 'n bietjie op 'n ander level. Janie skop. Janie. Hy sit nie sy skoppe op nie, maar hulle kom nog steeds deur. Oei. Goeie takedown weer. Janie is weer bo inside control in. Weer knie tyd. Ja. En nou is hy aan die lewer se kant. Hy is. As hy regterbeen net terugtrek en hard inslaan, dan sy. Daai sal 'n man se wil om na binne te wees. As ek huis gaan, sal ek aanhou met daai knie. Dis effektief. Jy kan staan sien sy regterbeen. John trek sy regterbeen in om te skerm antisipeer om daai knie. Janie kyk swaar hier pa. Janie kry die been weg. Hy kom met sy linker, hy kan daai linker knie weer gooi. Ooh. Hard, daar lê. En hy maak dit erin. Janie wat 'n paar groot hou, hy moet ook net sy energie bestuur. Hy is bo, jy weet, lê daai gewig op jou. Sy kop is Jean-Pierre lyk of hy hom in 'n guillotine probeer sit, maar hy is aan die verkeerde kant. Ja, hy het nie daai brand die arms. Ja. Hy maak die arms gaar, man, hy moet net mooi. Dit is dan net 3 rondes, maar daai derde ronde word baie lank. Ek dink dit is net 3 rondes, maar dis 3 verkorte rondes oor. Maar hier met die ligte is helder. Jou hartpomp, die adrenalien is oral. Dit maak jou soveel vinniger moeg as wat dit sal doen in die gym.
Jean-Pierre is bietjie bo nou. Oei, maar hy word afgegooi. John wat nog steeds bo is en maar hy is nie so in half guard wat 'n neutrale posisie is. Maar as hy weer in die side patrol maar as hy aan die ander kant. Dit lyk nie hy is in half guard daar, so wat 'n neutrale posisie is. So dit is nie jy is nie veronderstel om 'n half guard te skoor na die een ou of na die ander ou toe nie. Maar oor die algemeen jy gee dit maar vir die ou wat bo is. Veral as hy dan iemand baie hard werk as om hier rond is en dan met af hoeveel energie hy verbrand. Yes, maar die manne hard asem. Rus. Van ons perspektief af, maar ek weet nie Jans. Dis klaar. Ja, hy vat groot asem. Manne, julle kan nie nou gaan lê nie, daar's nog een oor. Ja, dit raak lank. En dit is al daai body houe en al daai knie in die lewer en die goed help nie met asemhaling nou nie. O nee. Die adrenalien slaan reguit. Moet nie bul nie. Werk die jabs. Skop dalk die bene 'n bietjie paar leg kicks. Ek hou baie van Jean-Pierre se gameplan, hoe hy hier inkom. Hy veg my baie slim. Baie hou na die lyf toe, baie hou na die bene toe. Hy meng dit mooi op. Ja, wie ook al na die derde ronde, ek dink as ek Jannie is, sal ek nou net beheer. Werk die jab. Werk hy linker jab eers, maar die ouens gaan dis nou die ouens moeg is, laat sak hulle hande. Kakebeen is oop. Ja, ek weet daai laaste ronde JP wat nie gelyk of hy bietjie gegas is daar. En as ek John is, albei van hierdie manne is baie moeg. Maar dit is nie 'n maklike storie dames en here. Die mense wat kyk oor die huis, as jy dink, ja, dit is nie so lank nie. Ek beloof vir jou dit jou longe skree. Probeer gou by die huis as jy lus het. Gou vir 3 minute so hard as wat jy kan gaan sprint. 'n Minuut rus en dit nog twee keer doen daarna. Ja. Jannie, uppercut. Uppercut het geland. JP druk hom bietjie teen die hok vas daar. Weer overhooks. Goeie trip deur Jannie. Hoi. Guillotine. Hy's in. En hy's op die regte plek. Hy's diep in. Daar's baie pressure as hy net kan omrol en bo kry. Hy's uit. Jean-Pierre Zietsman, kom terug. Jean-Pierre Zietsman, dominant deur al 3 rondes. Dis die eerste ou wat gaan slaap vanaand, maar ek beloof julle dit sal nie die laaste wees nie. Die skeieregter wat hierdie geveg skep, stop op ronde 3 in 37 sekondes vir die wenner met 'n guillotine choke van die rooi span, Jean-Pierre. JP. Yes. Nice. Hier, JP, ek wil gou jou vinnig leen. Jy het diep gegrou vir hierdie een. Ek sien die asem in die goed was min. Well done. Dankie. Dankie. Daar's die ene. Jean-Pierre, TikTok profiel, Zietsman. Ja, lekker. Opgewonde. Dit het nou reël geraak hier agter. Ek kan nou voel mense die energie, maar nee, baie lekker.
Die volgende veg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die swaargewig divisie. Vir ons eerste vegter in die blou span. Hy rol in die week met macadamias vanaf die plaas Barberton Valley Plantations, Barberton. Hy staan 179 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Denys Busy 2.0 Snyman. En sy opponent van die rooi span. Hy rol met skaap op die plaas WNL boerdery Langebaan. Hy staan 196 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Wynand Steyn. Hierdie geveg word met trots geborg deur Janja. Daar sê Denys is 'n voormalige Puma rugby speler. En hy het 'n 14 cm reach disadvantage. So Denys is die korter man. Maar ek sou eintlik like as hy 'n bietjie van sy Puma triksie uittrek en net spear tackle. Korte kompak. Druk hom vas in die hok. Hy het een ander hoek en as hy sy ander ene kan inkry en sy hande bymekaar sit, kan hy vir Wynand grond toe trek. Wynand wat 'n swaar hande. Wynand is besig om hy ander hoek vir hom te gee, maar dit lyk nie asof Denys dit vat nie. Ja. Libreek. Nie verskriklik baie wat jy regtig kan vat van daai interaksie nie. Nee, ek dink hulle is maar skrikkerig vir Wynand se reach. Hy is bietjie langer. Dit lyk of Denys bietjie gaan meer in die pocket of dalk in die clinch. Denys lyk vir my so bietjie jittery. Ja. Oei. Denys kyk net af elke keer as hy slaan. Hy kan nie sy kop so paai nie. Dit is arm in guillotine wat hy daar probeer gryp. So miskien of hy gaan daarvoor. Dis 'n baie moeilike ding om klaar te maak. Hy wil net nie hok, hulle moet versigtig wees. Die skeieregter kan hulle miskien hier breek. Ja, is daar nie iets drasties gebeur nie. Manne begin klaar hard asemhaal. Ek dink as dit kom by hierdie tanks. Swaar gewig geveg, 120 kg in gewig hierdie twee manne. En hulle breek hier. En is het bloed in die marog in die hok. Sien alweg in die cardio praat. Goed, skep. Dalk lyk dit is dit teruggaan. Hulle byna het 'n baie goeie linkerhand daarso. Lyk asof hierdie fight wil klaar maak. Hy is nie lus vir ronde 2 nie. 10 sekondes. 10 sekondes om te gooi. En Wynand laat jy op hom wag nie, Wynand. Wynand Steyn in die laaste 10 sekondes. TKO hy vir Denys Snyman. En nie 'n sekonde te vinnig nie. Hierdie man se tanks is leeg. Dames en here, die skeieregter wat die geveg stop in ronde 1 na 2 minute 56 sekondes vir die wenner met 'n TKO in die rooi span, Wynand Steyn. Wynand, ek weet dit was 'n lang ronde. Die manne, dis 'n groot lyne wat julle moet beweeg. Hoe voel dit? Nee, f***ing moeg. Dames en here, Wynand Steyn.
In die volgende episode van Moereboer gaan die voorlopige kaart se gevegte voort en ons volg die aksie. So maak reg, want dit is nog steeds koestyd.